Daar's min dinge wat my so grief soos mense wat die woord van God uit konteks uithaal. En veral wanneer mense in kerke of predikers op enige vorm van persoon wat besig is om 'n liefdesoffer op te neem, die woord gebruik waar jy 'n saad moet saai, finansiële saad moet saai, sodat God vir jou groot oes kan bring. En dan sê hy 30voudige oes, 60voudige oes of 100voudige oeste. En die Bybel sê jy moet saad saai sodat jy hierdie oeste kan kry. En dan vergelyk jy dit met die boer wat saad saai op goeie grond of op slegte grond. Nou ek verstaan die prinsip van mense wat saad saai op goeie grond en slegte grond. Ek verstaan die prinsip ook dat daar so oeste gaan opkom, maar in konteks van skrif is dit heeltemal glad nie wat Jesus eers gesê het nie. In Markus 4 kan jy lees vanaf vers 14 af, sê the farmer sows the word as seed. Die boer saai die woord as saad, nie as finansies nie, die woord as saad. And what falls on the beaten path represents those who hear the word, but immediately Satan appears and snatches it from their heart. Soos harde paaie, ouens hoor die woord, duiwel steel die woord, hy steel die saad, nee, sodat dit nie posvat nie. Then vers 16 sê, the seed sown on gravel represents those who hear the word and receive it joyfully, but because their hearts fail to sink a deep root in the word, they don't endure for long. In ander woorde, daai woordse saad val op jou hart, dis maar net grond, het is happy, yes, jy die Here aangeneem, nee, het gaan great, eerste week, volgende naweek wat het kom party, nee, as jy weer gesyp, dan gaan jy maar net aan. Jy het laas naweek het jy tot bekering gekom, toe word jy gedoop, maar net 'n week later, of 2 weke later, nee, toe sê jy net so terug in die wêreld. Hoekom? Want jou hart het nie diep gesink in woord van God, nie die wortel geskiet nie, jy het nie tyd gemaak om te belê in jou verhouding met Jesus nie. Dan sê hy, for trouble, when trouble or persecution comes on account of the word, they immediately wilt and fall away. Dis daai persoon wat sy hart nie so lekker gesink het nie. Hy het nou net excited tot bekering gekom, hy's lekker, die oomblik wat hy sê nee, hy kom hier die naweek saam party nie, begin gee sy vriende om gas. Nie die oomblik wat hy vir sy girl sê, sorry ek is nou lief vir die Here, ek kan nie meer saam jou slaap totdat ons getrou het nie, of die girl sê dit vir die ou, dan sa te veel druk, dan gee hulle maar in, want hulle kan nie onder die druk van die wêreld gaan nie. Dan sê hy vers 18, and the seeds sown among the thorns represent those who hear the word, but they allow the cares of this life and the seduction of wealth and the desires for other things to crowd out and choke the word, so that it produces nothing. In ander woorde, yes, hulle is excited, voortskiet wortel, boompie begin groei, volgende oomblik, nee, Jesus, ons moet nou geld maak, nee, ons is ons bietjie ander goedjies wat meer belangrik vir my is om nou tyd met die Here te spandeer, al die cares of this world, begin choke daai woord, met ander woorde, hulle sien as hulle aangaan met hierdie woord, gaan nie al hierdie ander goed kry wat hulle eintlik begeer nie, so, weet hulle moet dit nou try uitbalanseer, en dan het hulle klomp verskonings oor hoekom hulle dit so mag doen, maar hulle harte is nie voluit by Jesus nie, hulle groei nie in die Here nie, dan choke alles van die wêreld, choke daai saad, en dan kyk wat sê hy so vers 20, but the seed sown on good soil represents those who open their hearts to receive the word and their lives bear good fruit. En dan kyk jy, kan jy glo, some yield a harvest of 30, 60, even 100 times more than what was sown. Hierdie is wat my brein breek. Hy sê, sommige van hierdie ouens wat op goeie grond gevat het, het 'n oes wat 30voudig, 60voudig of 100voudig meer oes as wat ooit in die begin gesaai is. Wat is in die begin gesaai? Woord. Nou kom hierdie woord en skiet wortel in my en jou hart. Nou skiet dit so diep wortel. Ons is excited, ons begin stap op pad met die Here en dan daai een saad van woord wat in my hart geval het, moet nou 'n oes opbring van 30, 60 of 100voudig meer as die eerste saad. Met ander woorde, ek moet nou begin woord saai, meer as wat vir my gesaai is, en dan sal die saad van die woord wat ek uitstuur, 30, 60 of 100voudige oes opbring. So, hoe ek het sien, veronderstel ek saai die woord na 1000 mense toe, en daai woord val op goeie grond, dan gaan ek either 'n 30.000voudige oes hê, 'n 60.000voudige oes hê, of 'n 100.000voudige oes hê, en as ek daai oes inkry, weet jy wat gebeur? Dieselfde woord wat na hulle toe gesaai is, moet weer gesaai raak, en so gaan die woord uit, en die oes raak al hoe groter en groter en groter. Ek en jy, my vriend, as ons werklik Jesus lief het en volg, het ons 'n verantwoordelikheid teenoor die wêreld daar buitekant om die saad van die woord aanhoudend te saai, sodat die oeste van die woord groter en groter en groter en groter kan wees.
Vader, ek dank in die naam van Jesus, dat ons saad van woord kan saai, dat die oes groot sal wees, dat het maak nie saak as daar een wat saai of is een water gee nie. Here, ons albei is ewe belangrik. Paulus sê die een saai, die een gee water en God bring die oes op. En Vader, ek dank U dat ons woord sal saai en woord sal water gee, sodat daar groot siele oes sal wees in die dag van oordeel. Ons prys U vandag daarvoor in Jesus se naam. Amen.